Baie welkom by vandag se erediens. Dit is vir my lekker om daar by jou te wees op jou skerm, daar waar jy is. Ek hoop jy het 'n lekker koffie, dat jy lekker gesellig kan wees. Ons drink mos by ons gemeente graag koffie en dit is vir ons lekker om saam as huisgesin van die Here om te aanbid en in sy teenwoordigheid te wees. En mag jy vandag iets daarvan beleef, dat die Here in hierdie diens by jou teenwoordig is en dat die Here jou lewe aanraak. Vandag is ook 'n hartseer dag in ons gemeente, want ons neem vandag afskeid. Dis die laaste Sondag van 2 van ons mense wat vir jare lank in die gemeente diens gedoen het. Ons neem vandag afskeid van oom Ben Roux en oom Frans Bester. Hulle tree af aan die einde van die maand. En ons sal na afloop van die diens, aan die einde sal daar 'n kort huldeblyk wees van so 10 minute van die personeel, so jy kan gerus dit kyk, en as jy wil, stuur ook vir hulle 'n boodskapie van waardering. Hulle is regtig vir ons kosbaar in hierdie tyd. En dan is daar 'n ander belangrike ding wat op my hart is. Ons beleef in die afgelope week of 2 weer dat die nood by ons lidmate groot begin word, en dat ons mense finansiëel meer moet begin help. En ek wil jou herinner aan ons gemeente se noodfonds. As jy op 'n manier kan bydra, as jy iewers ekstra boonbehalwe jou dankoffer 'n bydra kan gee, sal dit regtig baie help. So ek wil jou uitnooi om op hierdie manier ook te kan help. Ons maak ook nog steeds kos bymekaar en ons help mense met kospakkies, en ons is so dankbaar vir elkeen van julle wat op daardie manier ook vir ons help. So die uitnodiging is daar. Kom ons hou aan om te help, en kom ons hou aan om die mense in ons omgewing wat regtig nood het in hierdie tyd op 'n daadwerklike klinkklare manier te help wat 'n verskil maak in hulle nood. Nou, ons is besig met ons reeks. Vandag is die tweede in die laaste woordreeks. En ons dink in hierdie reeks daaraan dat die Here Jesus vir ons 'n laaste woord het. Ons is so blootgestel aan verskillende boodskappe en verskillende verwarrende boodskappe, en ons moet probeer sin maak van alles wat rondom ons gebeur. Ons praat nie net van die COVID-19 tyd nie, ons praat sommer net van reklame, van alles wat rondom ons aan die gang is. Ons word blootgestel aan verskriklik baie boodskappe. En in hierdie reeks staan ons stil by Jesus wat vir ons 'n laaste woord het. Nou, ons het laasweek sy laaste woord gehoor toe hy gesê het, kom saam met my, die uitnodiging, die warm uitnodiging om saam met hom 'n pad te stap, om sy disipel te wees, om hom te volg en naby aan hom te leef, om met hom te connect en 'n noue verhouding met hom te hê. Vandag gaan die Here verder en hy praat met ons oor ons geloof, en hy wil 'n laaste woord ook hê wat ons geloof betref. So mag die Here regtig vandag vir jou seën as ons in hierdie reeks, die tweede hiervan, saam is rondom sy woord. Ek gee nou vir jou geleentheid vir stil gebed, en gebruik dit. Word net stil en word bewus daarvan dat die Here in hierdie oomblik, waar jy ook al is, met jou koffie in jou hand, dat die Here besig is om met jou te connect, en dat die Here met jou wil praat, en dat die Here jou hart wil aanraak. Kom ons word stil in stil gebed. In Romeine 5 vanaf vers 1 praat Paulus oor die effek wat sy geloof in sy lewe gehad het. Kom ons luister hierna as Paulus praat oor sy geloof. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie,
Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Amen. Die Here groet jou vandag met genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil vandag begin deur vir jou te vra, hoe lyk jou geloof? Of ek wil jou uitnooi, vat dit verder. Vra 'n bietjie vir jouself af. Besin bietjie hieroor, hoe lyk my geloof? Is dit sigbaar? As iemand iets moet kom vertel van hoe my geloof lyk, wat sal so 'n persoon sê? Hoe sal hy dit beskryf? Gaan hy dit beskryf met al die goeders wat ek kan verklaar en wat ek kan verduidelik met my mond, of gaan hy sommer iewers aan my lewe iets van geloof kan sien? Dit is nogal 'n vraag, nie? Hoe lyk my geloof? Nou, ons gaan vandag in die woord van die Here besig wees met 4 stories. 4 stories van hoe mense se geloof lyk. 4 stories uit Lukas, en ons is besig met die reeks van die laaste woord. Ons gaan hoor wat was Jesus se laaste woord telkens op hierdie 4 mense se stories. Nou, ons gaan vandag lees uit Lukas 7, en die eerste gedeelte gaan oor die verhaal van die vrou met die reukolie, van Jesus wat aan huis gekom het by belangrike mense, en daar was hierdie vrou wat gehuil het, en wat Jesus se voete nat gemaak het met haar trane. En toe sy met haar hare sy voete afgedroog het, nadat Jesus se voete nat was met haar trane, het sy reukolie op Jesus se voete uitgestort. En daar het 'n hele debat losgekom daaroor, en mense het haar gekritiseer, en Jesus het die mense rondom hulle aangespreek, en vir hulle gesê, maar hierdie vrou doen iets anderster wat ander mense nie doen nie. Daar's iets spesiaals, daar's iets kosbaars aan haar geloof. En ek wil hê jy moet raak sien dat hierdie vrou met die reukolie is 'n vrou met 'n history. Sy's iemand wat seer gehad. Sy het by Jesus gekom met 'n lang pad. En daar was 'n klompie bagasie, 'n klompie seer wat sy met haar saamgedra het. 'n Klompie seer wat gemaak het dat haar trane op Jesus se voete geval het. En dink jou die kragtige beeld in van hierdie vrou wat Jesus se voete afdroog met haar hare. En sy kon nie baie ryk gewees het nie, en sy vat duur reukolie, en sy gaan gooi dit uit op Jesus se voete. Vrou met bagasie, vrou met 'n geskiedenis, 'n lang pad gestap het. En dan is hierdie kosbare woorde wat Jesus kom sê, Lukas 7 vers 50, waar hy vir hierdie woorde sê: jou geloof het jou gered. Gaan nou in vrede. In die volgende hoofstuk van Lukas, hoofstuk 8, lees ons van die vrou wat bloedvloeiing gehad het. Ons het 2 Sondae terug ook van haar gehoor. Sy was 'n vrou wat rondgeloop het met 'n stigma, met iets, siekte in haar lewe, wat gemaak het dat niemand iets met haar te doen wou gehad het. Dat mense haar letterlik weggestoot het. Dat mense eintlik hulle neuse vir haar opgetrek het. En ons sien dat dit vandag nog gebeur, dat mense sommer net weggestoot word. Het jy dit al beleef, dat mense jou net wegstoot vir iets wat buite jou beheer is? En dat daar 'n stigma aan jou hang, stigma waarvan jy net nie kan wegkom nie. En hierdie verhaal het hierdie vrou na Jesus toe gegaan. Sy het tussen 'n skare deurgebeur waar sy nie mag gewees het nie. En as mense geweet het van dit, sou hulle sekerlik vreeslik gegril het en
en niks met haar te doen wou gehad het nie. Maar sy beer daar tussendeur om aan Jesus se kleed te raak, en dan sien ons dat Jesus dit voel, hoe sy hom aanraak, en hoe daar iets gebeur, en hoe sy genees word van haar bloedvloeiing. En dan sê Jesus vir haar die laaste woord oor haar geloof. Kom ons lees dit. Lukas 8 vers 48. Jesus het vir haar gesê, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. En dan in Lukas 17 lees ons van Jesus wat 10 melaatse mans gesond maak. En hierdie melaatse mans was letterlik in kwarantyne. Hulle was soos mense wat in COVID-19 afgesonder is en eenkant gestoot is, en hulle was weg, en ewe skielik word hulle gesond, en hulle afsondering, hulle self-isolation, hulle kwarantyne is verby, en hulle wil by hulle mense uitkom, en hulle kan nie wag om net weer te sosialiseer, net by die mense vir wie hulle lief is uit te kom nie. Laat my so dink aan die tyd waarin ons leef, is dit nie? Ek weet hier so baie van ons gemeentelede wat in hierdie afgelope 2 weke siek geword het, en wat by die huis is, en wat worstel met hierdie siekte om gesond te word, en ons gebede is by julle. Maar dan lees ons in Lukas 17 van hierdie een man wat omgedraai het, die dankbare melaatse, die ene wat teruggegaan het na Jesus toe, wat tog gevoel het hier diep in sy hart, maar hy moet met Jesus gaan praat, hy moet vir hom gaan dankie sê. Ja, hy het sekerlik ook die groot behoefte beleef om by sy mense uit te kom, en hulle te gaan groet, en te sosialiseer, en by hulle te wees. So, ons moet nie te vinnig die ander 9 oordeel nie. Maar hierdie ou draai om, en hy gaan na Jesus toe, dat iets in sy hart gebeur, wat gemaak het, dat hy moes net na Jesus toe gaan, hy moes net vir Jesus persoonlik gaan dankie sê, omdraai, op sy pad van opgewondenheid, omdraai na Jesus toe teruggaan, en vir hom gaan dankie sê. En dan lees ons in vers 19 van Lukas 17, die woorde dat Jesus vir hierdie dankbare melaatse man die volgende sê, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. En net in die volgende hoofstuk, Lukas 18, lees ons van die blinde van Jericho. Die blinde man wat so gesmag het in sy hart daarna om te kan sien, maar wat daar langs die pad gesit het, en wat eintlik maar soos 'n bedelaar, amper soos die ou by die robot was, wat net 'n behoefte gehad het, en wat net uit sy ellende wou uitkom. En op 'n dag het Jesus en sy hele gevolg daar verby gegaan, en Jesus saam met sy disippels en al die ander mense wat saam gedrom het, en wat wou hoor wat Jesus sê, en wat hy wou leer, en wou sien wat Jesus doen. En hierdie blinde man roep uit, soms so onvanpas, soms so daar tussen Jesus wat met sy gevolg daar verbygaan, met hulle belangrike goed besig is, hier kom 'n stemmetjie van een kant af wat skree en wat roep, Jesus, kom, ek weet as u wil, kan u my gesond maak. En Jesus stop. Jesus gaan staan by hom, en Jesus sê vir hom, ek wil jou gesond maak. En hy maak hom daar op die plek gesond. Jesus kom spreek sy diep behoefte aan. En dan lees ons in Lukas 18 vers 42 dat Jesus hierdie woorde ook vir hom sê, vir die blinde man. Goed, jy kan sien. Jou geloof het jou gered. 4 verhale wat elke keer uitloop op Jesus se laaste woord. Jou geloof het jou gered. Nou,
as ons reageer op Jesus se roepstem, waarvan ons laasweek gehoor het, as Jesus se laaste woord vir ons lewe, om te sê, maar kom saam met my, ek nooi jou warm en hartlik uit. As ons reageer daarop, dan gebeur daar iets in ons. Dan is dit 'n geloofsreaksie. Ons reageer met ons geloof om Jesus te volg. En as dit gebeur, dan is geloof veel meer as net 'n koue stuk dogmatiek wat jy in jou kop uitfigure en wat jy op 'n papier neerskryf en beskryf. Dit gaan oor iets wat binne in jou gebeur. Iets wat reflekteer dat jou hart diep geraak is. Dat jou lewe verander. Dat daar iets meer is in jou lewe as net die gewone. Daar kom 'n passie, daar kom liefde. En die liefde van die Here kom in jou lewe en dit beweeg en dit verander jou. Die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 22 beskryf geloof as om Christus te omhels. Dis mooi woorde, is dit nie? Geloof is om Christus te omhels. Om in 'n omhelsing met Christus te wees. Om hom vas te hou. En in hierdie tyd van sosiale afstand, ek dink het ons 'n behoefte aan fisiese kontak, om mekaar 'n drukkie te kan gee. Maar ons doen dit in geloof. Ons omhels vir Christus. Ons gee vir hom 'n drukkie, daar's passie, daar's iets binne in ons wat brand. En dit is geloof, 'n ware, passievolle geloof. Nou, vir my gaan geloof oor inspirasie. Dit gaan oor inspirasie wat gebeur wanneer daar iets dieper met jou gebeur is as net dit wat op die kognitiewe, op jou verstandsvlak met jou gebeur. En in hierdie 4 stories wat ons van gehoor het vandag, gebeur dit elke keer. Dis nie maar net mense wat met Jesus kontak maak omdat hulle wil hoor wat 'n mooi woorde hy sê nie, of omdat hulle geïnteresseerd is en nuuskierig is oor wat hy sê nie. Daar's iets dieper. Daar's iets in hulle wese wat na hom toe uitstrek, wat hom omhels, wat hom wil aanraak, wat by hom wil wees, wat met hom wil connect op 'n baie dieper vlak. Dink aan die vrou met die reukolie, wat veel meer doen as dit wat net normaalweg van 'n gasheer verwag word, daar waar Jesus ontvang word, wat met haar trane sy voete nat maak, en met haar hare dit afdroog, en wat die reukolie op sy voete uitgooi. Geloof wat iets vertel van 'n omhelsing, van 'n passie wat sy het. Nie vrou met die bloedvloeiing wat na Jesus toe gaan om hom aan te raak, om wat beer tussen die mense deur, tussen die stigma, tussen die onreg, tussen die mense wat hulle neus optrek vir haar, wat tussen dit deur beer met 'n passie om by hom uit te kom, om hom aan te raak. En dink aan die melaatse wat dankbaar was, wat tussen sy opgewondenheid deur, wat op pad is huis toe om uit sy afsondering uit, weer by sy mense uit te kom. Wat besef, ek moet eers gaan dankie sê, ek moet na Jesus toe gaan, dit wat hy vir my gedoen het is so groot, wat omdraai, tussen die ander deur en teruggaan, en Jesus gaan aanbid, en vir hom dankie sê, en hom loof en prys vir dit wat hy gedoen het. Dit is 'n geloof wat iets sê van 'n passie wat binne-in gebrand het. En daai ou man, daai blinde wat daar langs die pad gesit het, wat vir jare maar net daar gesit het, en toe Jesus verbykom, en daar iets in hom ophelder, en hy uitroep en sê, Here, ek weet, U kan my gesond maak, ek weet, U kan dit doen. En daai oortuiging wat so hard spreek as hy tot Jesus uitroep, tussen die mense deur en tussen al die goed wat nou besig is om te gebeur, kom hierdie uitroep wat uitskree bo dit alles uit. Here, U kan dit doen, ek weet U kan my
gesond maak. Is elke keer in hierdie 4 verhale 'n geloof wat baie, baie diep kom. Geloof wat baie verder gaan as om net polities korrek te wees, om godsdienstig korrek te wees. Hulle was mense wat in die oomblik daar was, hulle was teenwoordig, hulle was in daai oomblik het hulle met Jesus connect, liggaam, siel en gees, met hulle hele wese na Jesus toe gegaan en met hom connect. En ons moet raak sien wat 'n diep en opregte keuse dit was, dat hulle in daai oomblik by Jesus uitkom en met hom connect. En dat is die wonderlike van dit wat ons gehoor het, dat Jesus met elkeen van hierdie mense, dat hy daardeur geraak word, dat hy hierdie passie van hulle geloof raak sien, en dat dit hom diep raak, dat dit selfs vir Jesus inspireer. Ja, jy moet dit hoor, geloof van mense wat vir Jesus inspireer. Ons het laasweek gehoor hoe Jesus vir ons die uitnodiging rig om saam met hom te kom. En wanneer mense op daai uitnodiging reageer, dan raak dit Jesus, dan inspireer dit hom. Dit is vir hom wonderlik om dit raak te sien en dit te beleef, hoe mense met 'n passievolle geloof reageer op sy roepstem. Jesus word aangeraak wanneer ek en jy met passie reageer in geloof. Wanneer ons met geloof na hom toe gaan en antwoord met ons lewe, sy uitnodiging aanvaar en sê, ja, ek gaan kom, ek gaan u volg, want ek het u nodig. Ek wil met my geloof gaan nie net my verstand wees nie, ek gaan met my lewe reageer op u uitnodiging. Jesus kry lekker as hy dit sien. Dit inspireer hom, dit roer hom, dit raak hom aan. En dan sê hy elke keer vir die mense, jou geloof het jou gered. Jou geloof het die verskil gemaak. Jou geloof het gemaak dat daar iets met jou gebeur het. Jou geloof het 'n verskil gemaak. En as ek en jy vandag hoor dat Jesus sê jou geloof het jou gered, as dit sy laaste woord vir jou is vandag, dan gaan dit oor baie meer as net jou siel wat gered word. Ja, verseker dit ook. Dit gaan oor redding en dat ons eendag by die Here sal wees en dat ons rug sal draai op ons sondige bestaan. Maar dit gaan oor meer as dit. Dit gaan ook oor ons omstandighede. Dit gaan ook oor die Here wat ons kom red. Kom red uit iets so skuldgevoelens. Wie van ons het nie al geworstel met skuldgevoelens, met goed uit ons verlede wat ons net sukkel om onsself te vergewe, maar ons net nie by die punt kom om te kan sê, maar ek aanvaar die vergifnis van die Here nie. Dit is, in oomblikke soos dit wat jou geloof jou red, waar jy uit jou skuldgevoelens uit, verby jou hande uitsteek na die Here en sê, Here, ek het U nodig, U moet my red, U moet my hieruit kom vat. Jou geloof red jou ook uit die omstandighede waarin jy jou nou bevind. Dis geloof wat mense red as hulle in die tentakels van depressie vasgevang is. Dis geloof wat mense red wanneer hulle net negatief is en niks positief kan sien nie, wanneer hulle hopeloos is. Dis geloof wat mense red as hulle toegevou is met vrees en as hulle nie weet waar hulle hulp vandaan gaan kom nie. Dis geloof wat mense red van vrees. En daarom gaan Jesus se uitnodiging van laasweek verder en sê, jy kan reageer daar waar jy is in jou omstandighede in geloof. Jy kan jou hande na die Here toe uitsteek en sê, Here, ek het U nodig. Here, ek wil op U vertrou. Want dit is wat geloof is. Geloof is nie 'n ingewikkelde, moeilike konsep nie. Dis eenvoudig, dis so eenvoudig soos ek vertrou
dat die Here my gaan red. Ek vertrou dat die Here my lewe in sy hand vat en dat die Here vir my sorg. Ek vertrou dat die Here op my voorsien, in my lewe en my behoeftes voorsien. Dit is so eenvoudig soos wat geloof is. Jy moet vandag hoor dat die Here jou geloof raak sien. Wanneer jy dit reg kry om jou hart en jou wese na hom toe te draai. Wanneer jy dit reg kry om op hom te vertrou. Te sê, Here, ek het U nodig. Die Here Jesus word geïnspireer. Dit roer hom as hy jou vertroue, jou diep vertroue raak sien, jou passie van jou geloof. En jou geloof maak vandag 'n verskil in jou lewe. Jy moet dit weet. Dit verander die ellende van hierdie stikkende wêreld waarin ons bevind. Jou geloof gaan jou help om beter te lewe. En daarom is vandag Jesus se laaste woord vir jou. My kind, jou geloof het jou gered. Amen. Here, ons wil in geloof reageer op U uitnodiging. En ons wil ook uit ons ellende, uit ons swaar kry, uit die stikkend van hierdie wêreld waarin ons leef, wil ons met geloof reageer. Ons wil na U toe kom en sê, Here, ek het U nodig. Here, ek wil na U toe kom. Ek wil met U connect. Ek wil U aanraak. Ek wil olie op U voete uitgooi. Ek wil vir U kom dankie sê. Ek wil na U uitroep. Here, kom maak my net gesond. Dankie Here dat U vandag 'n laaste woord vir my lewe het. 'n Laaste woord wanneer U vir my sê, my kind, jou geloof het jou gered. Amen. Ek nooi jou nou om saam met my af te sluit met die sing van 'n lied. Die lied U is my God, wat Philip en Loriaan vir ons opgeneem het. Ek nooi jou om hierdie oomblik aan te gryp. Is 'n oomblik, is 'n diep oomblik wat jy connect met die Here, waar jy sê, maar Here, U is my God. En waar jy dit sing in geloof, waar die geloof hier binne in jou aangesteek is. En waar jy met passie en met oorgawe reageer wanneer jy hierdie lied sing. Kom ons sing saam as gelowiges. U is my God. Die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat gloor, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek gloor, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, Is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat gloor, sal nie nooit
Halleluja, my God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 my God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Op wie sal ek vertrou. Op wie sal ek vertrou. Die Here stuur jou vandag weg met sy laaste woord vir jou lewe. My kind, ek het jou geloof raak gesien. Ek het die passie van jou geloof, van jou wese raak gesien. Jou geloof het jou gered. Ek deel met jou die woorde van die bekende sanger Michael W. Smith, wat op 'n keer op 'n konsert hierdie seënwens vir die konsertgangers uitgespreek het. In die naam van Jesus Christus seën ek jou met die beloftes van God wat ja en amen is. Mag jou voete in heiligheid wandel en jou voetstappe georden wees deur die Here. Mag jou hande teer en behulpsaam wees tot seën vir mense in nood. Mag jou hart nederig wees teenoor ander en ontvanklik vir die dinge van God, nie die dinge van die wêreld nie. Mag God se genade oor jou huis wees, sodat dit 'n veilige hawe van rus en vernuwing is. 'n Toevlug van vrede, waar vreugde en lag die mure versier, en liefde en onvoorwaardelike aanvaarding die goue reël is. Mag God jou die geestelike krag gee om die bose te oorwin en die versoeking teë te staan. Mag sy genade met jou wees en jou drome en jou visie vervul. En mag sy goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Amen. Vrydag 31 Julie hou ons lekker padkafee. Moenie wonder wat jou huis gaan eet nie, ons het daarvoor gesorg. Ons het 'n heerlike spyskaart om van te kies en te keer. Bestellings kan ge-e-pos word na admin@klein-kerk.co.za tesame met 'n bewys van betaling. Gebruik padkafee as verwysing. Beselvorms sal saam met die nuusbrief uitgaan. Eerskomende Dinsdag groei ons verder in ons lewe by die Lewensgroei Sentrum se kort seminar. Die tema is 'n Christen se gawes, waar kan ek 'n verskil maak? Kom gesels saam met Skalk op Zoom om 7:00. In Augustus maand bied ons elke Woensdag aand om 7:00 'n huwelikskursus op Zoom aan. Hierdie is 'n ideale geleentheid om jou verhoudings te verdiep in Jesus se naam. Jou verhoudings met God, jouself, jou lewensmaat en ook jou familie en vriende. Moet dit nie mis nie. Die koste vir die kursus is R100 vir die maand en kan by die kerk inbetaal word. Vir ons kollektes en dankoffers wil ons graag die praktiese reëling tref dat julle dit deur middel van SnapScan of EFT betalings kan doen. Ons hou die noodfonds apart van ons ander dankoffers en vra dat julle dit so sal spesifiseer by inbetalings. Die gewone dankoffers word gebruik vir die uitgawes wat die gemeente steeds in hierdie tyd moet aangaan en vra dat julle ook soos moontlik hiervoor sal bydra. Vir elkeen wat in die week wat kom verjaar, wil ons baie geluk sê. Mag jy bewus wees van God se nabyheid in jou lewe en mag hy jou nuwe lewensjaar seën.
Ons gaan nou kyk na 'n kort 10 minute video wat 'n huldeblyk is van die personeel se kant af aan oom Ben en oom Frans, waar ons vandag ook van hulle afskeid neem. So ek nooi jou om saam met my na hierdie kort video te kyk en ook hulle te onthou, en as jy wil, weer die uitnodiging, stuur vir hulle boodskap of maak met hulle kontak en gee jou eie woord van waardering ook vir hulle twee. Kom ons kyk dit saam. Oom Ben, met jou aftrede wil ek vir jou sê, jy's 'n puikmens. Dit is altyd lekker om jou te groet en jy's altyd blymoedig gewees en dis altyd die wonderlike woord puik. Ek sal dit vir my lewe lank aan jou toeëien, hierdie woord puik en wat dit beteken en sommer net alles wat dit vertel. En dit vertel so 'n mooi storie van wie jy is en wat jy doen en die manier hoe jy lewe. En so ek wil met jou aftrede ook vir jou wens dat die Here jou sal seën, dat die Here vir jou puik tyd sal gee en dat die Here vir jou sal sorg en dat die Here vir jou sal voorsien en dat jy alles van sy liefde en van sy voorsiening en van sy sorg sal beleef waar jy nou 'n rustiger tyd in jou lewe ingaan. Mag die Here regtig vir jou en vir die ryklik seën. As ek altyd aan oom Ben dink ek aan Sabrina. Hoe Sabrina elke oggend en elke aand saam met oom gestap het as oom die kerk en die ander terreingoeders gaan oop en toe gesluit het. Dankie vir oom se mens. Oom is so liefdevol en oom het net geen probleme nie. As dit hoe sleg met oom gaan en die bene seer of die arme seer, gaan dit altyd pyk. Daar is geen dag wat vir oom net te moeilik is nie. Oom het 'n lekker rus, gaan na 'n bietjie 'n karavaan, gaan kampietjie, gaan doen dinge wat lekker is. Nou ek hoop die Here seën oom se gesondheid en seën oom nog baie lank vir Tannie Didi. En ons is baie lief vir oom. Baie sterkte. As ek aan oom Ben dink, dan dink ek regtig net aan baie vreugde. Oom Ben het alles gedoen met 'n glimlag op sy gesig en met soveel geduld. En ek dink hy is een van daai persone wat regtig die beste in enigiemand kan uitbring. So oom Ben, ek gun oom regtig hierdie rustyd, geniet elke oomblik. Ons gaan oom se glimlag regtig mis by die kerk. En ek hoop regtig God sal hierdie reis vir oom regtig seën in die volgende fase. Oom Ben, dit is net lekker om vir oom te ken en te kan kyk ook na oom en Tannie Didi se verhouding en ja, julle is net sulke wonderlike mense wat met soveel vreugde lewe en dit is aansteeklik. Mens kan nie moedeloos wees en in julle en oom Ben se teenwoordigheid en dan so wegstap nie. Julle bring die beste in mense uit en die positiwiteit wat julle uitstraal is net wonderlik. Dankie dat ek ook daarin kan blootgestel gewees het en die manier wat oom net altyd bereid is. Oom, die ure wat oom moes kom om oop te sluit en toe te sluit, as kindernaweke het of goed met die jeug en ja, dit is net nooit te veel vir oom nie. Oom doen dit net met soveel liefde. Dankie daarvoor en sal dit altyd van oom onthou. Ek bid dat die Here vir oom en Tannie Didi en julle kinders en kleinkinders baie sal seën in hierdie tyd en julle sal vashou. Dit is lekker om julle te ken. Mag oom ook lekker rus en nie meer sulke vreemde ure en in die nag en die vroeë oggende wakker te word nie. Oom Ben, ons het baie stories, maar ek sal nie uitpraat nie. Ons het baie min saam gewerk. Weer eens COVID en die kerkdienste wat nie meer plaasvind soos dit moet nie. Maar die tye wat ons saam by die deure was, al was dit gedurende begrafnisse, baie dankie daarvoor en baie dankie vir oom se bereidwilligheid om te help altyd as daar 'n probleem is, so om altyd daar. En ons het dit baie waardeer en ons gaan vir hom mis en ek dink daar is baie van die dames in die gemeente wat dit ook gaan mis, wat vir hom gaan mis, want ek hoor maar as hulle daar aankom, dan is dit altyd 'n gelag en 'n geskerts. Ons gaan dit baie mis. Maar baie dankie vir alles wat oom gedoen het en vir die volgende maand of 2 wat oom nog gaan uithelp. Baie dankie daarvoor. En ons glo dat die Here oom ook ryklik sal seën in hierdie tyd, wanneer oom aftree. En
bederf maar vir Didi so bietjie. Sy moet nog werk, so bederf haar maar. Toe ek in Kruin gekom het, was Ben en die jong mense, die orales en Ben, ja, net altyd aan haar sy en 2 jong mense met pragtige kinders, 2 lieflike dogters, wat baie mooi kon sing, en hulle was net altyd dieselfde. Hoe gaan dit, Ben? Puik, was sy standaard antwoord. Goeie of slegte tye, vir hom was dit altyd puik, want Ben het geleer, nogtans sal ek in die Here jubel, wat die omstandighede ook al is. Hulle is 2 mense wat so diep in die Here veranker is, baie lief is vir Kruin, baie loyaal is teenoor Kruin gemeente, en Ben het al 16 jaar as personeel in Kruin gewerk, en ek ken baie min sulke vriendelike en hardwerkende mense. Ben en Didi kon hulle vereenselwig met ons gemeente se visie om voluit vir die koninkryk te leef, en hulle kon hulle vereenselwig met ons roeping, huise wat Jesus volg, lewe beter. En wat 'n mooi manier het hulle nie voorbeeld gestel nie. Mag die Here vir julle ook baie ryklik seën op julle pad vorentoe. As oupa en ouma met julle lieflike 4 kleinkinders, mag julle net elke dag baie vreugde en vrede in julle hart ervaar. En mag ons die Vader vir julle voorsien in al julle behoeftes. Ons is baie lief vir julle. En om Frans, die tyd het ook nog gekom dat oom moet gaan, en ek weet party daar, het het ook moeilik gegaan met oom Frans, maar oom was altyd positief, en oom het ook altyd gesê, dit gaan goed met my. So ek gaan nog definitief na die tyd af vir oom, ek dink oom se kop is nou moet gesomme maak, en finansies, so geniet elke oomblik by die huis, en mag God ook die reis vorentoe vir oom hulle seën. Frans Wester is 'n dierbare mens, iemand wat al 11 jaar deel van ons personeel is, en net 'n goeie bydrae gelewer het, in soveel opsigte, veral in terme van ons finansies. Hy en Gert, en ook nou hy en Kobus, is 'n gedigte span, iemand wat sorg dat alles regloop, dat daar van elke sent rekenskap gegee kan word, en dat ons geld met groot verantwoording en toewyding aan die Here bestee kon word. Baie dankie Frans vir jou vriendskap en jou omgee, en mag die Here vir jou en Susan en julle familie ook baie ryklik seën vir julle pad vorentoe. Frans is nou 11 jaar terug, ons het saam begin in September 2009 by Kempton Kruin, en so met jou aftrede wil ek net vir jou die beste toewens, en mag die Here regtig vir jou dra en vir jou seën. Ek weet die afgelope tyd, daar's baie dae wat ek kon sien dat jy seer het, en dat jy swaar het, en dat dit met jou gesondheid nie lekker gaan nie, en dat jy tog moedig was, en dit het my geïnspireer, en my wens vir jou is regtig dat die Here jou sal dra, en dat jy baie geseënde rustyd sal beleef, en dat die Here vir jou ook beterskap sal gee. En dankie vir alles wat jy vir my beteken het in die tyd wat ons by Kruin was, saam, presies dieselfde tyd, en mag die Here regtig vir jou dra in die tyd wat voorlê. Frans, ons het nie baie lank saamgewerk nie, en hierdie hele Grendel tydperk het alles kom by mekaar krap, maar nog steeds, die tyd wat ek saam met jou gewerk het, en die tyd wat ons bestee het in die kantoor, wil ek sê baie dankie daarvoor, en baie dankie vir die stelsel wat jy agterlaat, nou wanneer jy met pensioen gaan. Ek dink dit is 'n pypstelsel, en ek dink dit is goed op datum gehou, en ek wil baie dankie sê daarvoor, en baie dankie vir jou loyaliteit, en ek glo ons gaan mekaar vorentoe weer sien, en geniet jou pensioen, mag die Here jou ryklik seën, en geniet dit, en maak gebruik van elke oomblik wat jy en jou vrou saam by die huis gaan wees. Geniet die Vrystaat, lekker koud kry. Mooi bly. Hallo Frans, ek wil vandag uit my hart uit vir jou dankie sê vir die tyd wat ek saam met jou kon werk hier so by Kruin. Dankie vir al jou geduld, veral as ons by die kinderkerk so klomp goed het waarvoor mense op een slag moes inbetalings doen en jy moes kophou met wat by watter rekening moes ingaan, en dan het jy dit met soveel geduld gedoen, en elke keer as ek daar kom met lyste van hierdie moet daai kant toe en daai moet daai kant toe, het jy dit net gevat en rustig daardeur gewerk, en dankie daarvoor, dankie dat jy in die oggende so vroeg, ek dink nie eers ons weet altyd hoe vroeg jy was, en al die moeite wat jy gedoen het om seker te maak alles is reg nie.
So dit was 'n voorreg gewees om saam met jou te kon werk. Al was dit soms moeilik, het jy altyd positief gebly en gesê dit gaan goed en ja, dit was net baie lekker. Mag jy 'n wonderlike rustyd hê saam met Susan en jou kinders en jou kleinkinders en mag jy die Here se genade en seën op julle lewe beleef. Baie dankie vir die tydperk wat ek en jy lekker kon saamgewerk het. Ek gaan vir ons kuier mis op 'n maandagooggend terwyl ons geld getel het. Ag, ons het altyd so heerlik gesels oor al die naweek se sport. Ons kon sommer oor enige sport gesels want ek en jy is altyd so lief vir sport. Ek gaan jou baie mis en mag God jou ryklik seën en dankie vir die mens wat jy is. Dankie vir jou omgee en jou liefde en ag, jy is so lief vir jou kleinkinders en jou kinders en jou vrou. En mag jy die tyd saam met hulle lekker geniet, 'n lekker kuier en kwaliteit tyd geniet. Mag God jou ryklik seën en jou baie gesondheid gee. En onthou, ons is baie lief vir jou.